Kom ons bid saam. Here, U het so 'n diep dimensie aan die woord liefde gebring. U het die woord liefde kom verander. Dankie dat U dit kom doen het. Dankie dat ons uit die oorvloed van U liefde uit ook rondom ons kan kyk en ander kan lief hê soos U ons lief het. Dat ons ook hierdie liefde aan ander kan bewys. Dankie dat U vir ons riglyne gee in die woord. Dankie dat U ons lei deur die Heilige Gees. Here, met hierdie gedagte in ons binneste wil ons U woord oopmaak. Met hierdie herinnering aan U liefde en die oproep om lief te hê. Wil ons U woord oopmaak en ons wil dit lees en dit oordink en net opnuut weer in verwondering voor U staan. Hoe groot is U? Dankie Here, met ons hele wese, dankie. Ons wil U naam roem, ons wil U eer, ons wil aan U en U alleen ons hulde bring. Kom en spreek met ons deur U woord, deur U Gees. In Jesus se naam. Amen. Terwyl ons so sit, ek roem U naam. Jy kan net luister as jy wil, is jy welkom om saam te sing. Om U te loof is ons hier saam, verenig in ons Heer se naam, want U het beloof om hier by ons te wees. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U hulde bring, want daar is trouw en liefde by U. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig, van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my toch raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig, van U groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ja, daar is geen einde aan U liefde.
Amen. Kom ons maak ons Bybel so by Johannes 14, as jy wil. Ons gaan die eerste 14 verse lees. Johannes 14, die 2020 vertaling sal hier op die bord wees. Jesus is met sy disippels in die bofortrek. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys ons die Vader en dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en julle ken my nie. Filippus, wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Tot daar, ons skriflesing. Kom ons dink onsself in die omstandighede op daardie oomblikke toe hierdie gebeurtenis plaasgevind het. Ons is in die bofortrek, die disippels is daar, buite is dit donker, maar dit is asof dit hier binne in die vertrek nog donkerder is as buite. 'n teoloog met die Van Farrar beskryf dit op hierdie volgende manier. Hy sê, skaars het Judas die vertrek verlaat of asof dit van 'n aaklige las bevry is, het die gemoedere van die klein geselskap herleef. Judas is weg, die nag in. Die verraaier is uit die vertrek. Daar is 'n oomblik van verligting, maar dis van korte duur. Jy sien, wat gebeur is, daar is spanning op die gesigte van die disippels, want hulle is bang. Hulle is verward. Jesus het sopas gesê dat selfs Petrus hom gaan verloon. En hy het gesê hy gaan weg, en waar hy heen gaan, kan hulle hom nie volg nie. Dit is asof die skaduwee van die kruis vooruit op hulle toekoms lê. En hulle hele wêreld staan op die punt om in duie te stort. Hulle verwagting van 'n koning wat op 'n troon gaan sit, word vervang met die realiteit van 'n verlosser wat aan 'n kruis gaan sterf. En dan in hierdie oomblik van krisis kom Jesus en hy doen iets totaal ondenkbaar. Hy wat binne 'n paar ure gespot, gemartel, gekruisig gaan word, draai na sy vriende toe. En hy dink nie aan homself nie, hy dink aan hulle.
Hy sien hulle hart is ontsteld. Hierdie woord van ontsteld is dieselfde as golwe, water wat onstuimig is, wat teen rotse klots. En hy spreek woorde wat die mag het om hierdie onrustigheid, onstuimigheid stil te maak. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Hoe is dit moontlik? Jesus gee vir hulle 4 ankers om aan vas te hou. Die eerste anker, 'n radikale geloof. Hy begin met die opdrag, glo in God, glo ook in my. En hiermee sê hy is op dieselfde vlak as God die Vader. Dis iets wat vir die Jode ondenkbaar is, dat enige mens so iets sal doen, is godslasterlik. Maar in hierdie oomblikke kom Jesus en hy sê vir hulle, daar's geen ander manier nie. Net soos julle in God glo, moet julle ook in my glo. Hulle het geglo, ja, dis waarom hulle daar saam met hom is in die bovertrek. Maar hulle glo was meestal gebaseer op sukses, op dit wat hulle sien, op die wonderwerke, op die genesings. En nou is dit die teenoorgestelde. Nou sê Jesus vir hulle, moenie meer glo op grond van wat julle sien nie, julle moet glo op grond van wie ek is. Ek dink ons almal het al oomblikke beleef waar ons hierdie beginsel in ons lewens moes toepas. Waar ons vir die Here bid, vra Here, help, Here, genees. Maar ten spyte van die gebede word die siekte erger. Het ons gebid vir uitkoms, Here, gee uitkoms. Maar steeds gaan die deure toe. Jesus se boodskap is aan die disippels, maar ook aan ons. In sulke oomblikke, vertrou op my. Vertrou op my in die donker, net soos jy my in die lig vertrou. Geloof is nie 'n gevoel nie, dis 'n keuse om op Christus te rus, jou gewig op hom te plaas, selfs as jy nie die pad vorentoe sien nie. Om op hom te vertrou, 'n radikale geloof op hom alleen. Tweede anker, 'n gewaarborgde toekoms. Hy sê, hy gaan weg. En vir die disippels is die grootste oorsaak van hulle vrees die skeiding. Die feit dat hy weggaan, hy is hulle hele lewe, hulle hele toekoms, hulle het alles gelos ter wille van hom. En dan kom hy met 'n beeld wat elke Joodse kind sou verstaan. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Daar's ruimte. Daar's plek vir elkeen. Maar dan kom die mooiste woorde. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Hierdie voorbereiding vir daardie plek het net hierna op Golgotha gebeur. Die sonde het die toegang tot God se huis geblokkeer. Op Golgotha is dit uit die weg geruim. Geen onreine mens kon in God se teenwoordigheid kom nie. En toe Jesus aan die kruis sterf, en die voorhangsel skeur, is daar vrye toegang tot God. Hy het gegaan om hierdie pad oop te maak. Nie net vir die disippels nie, vir ons ook, vir elkeen van ons.
met die hindernis wat sonde tussen ons en God veroorsaak het, met sy bloed weggewas. Ek het al 'n paar keer gewonder, wanneer die disippels net voor hulle dood aan hom gedink het. As hulle weet, hier gaan ek nou tereggestel word, hier gaan ek nou doodgaan. Ons weet net een disipel het 'n natuurlike dood gesterf en dit is Johannes. Selfs al het sy liggaam die merke van marteling gewys. Maar net voordat hulle doodgaan, het hulle dalk hierdie woorde onthou. Ek gaan om vir jou plek voor te berei. En net hierna sal jy by my wees. En dan kom die belofte. Ek kom terug. Ek sal weer kom en julle na my toe neem. Iemand skryf, vir die gelowige is die dood nie 'n eensame reis in die donker nie. Dit is die oomblik wat Jesus self by die deur kom staan en sê, kom, die plek is gereed, kom huis toe. Ons gaan nou oor die Kerstyd, oor die feestyd gaan ons gaste kry en ons gaan voorbereidings tref om hulle te ontvang en dit vir hulle aangenaam te maak wanneer hulle by ons kom kuier. Net so het Jesus vir ons 'n plek voorberei. Die derde anker, die persoonlike weg. Thomas vra vir hom, Here, ons weet nie waarheen ons gaan, U gaan nie. Hoe kan ons die weg ken? Thomas soek 'n kaart. Hy soek in vandag se taal 'n pindrop. Here, gee vir my die GPS-koördinate waarheen U gaan sodat ons kan gaan. En wat sê Jesus? Jy het nie 'n kaart nodig nie. Jy het 'n persoon nodig. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die weg, nie net 'n gids wat die pad wys nie, maar hy is die een. Daar die mooi liedjie, daar is een. Sonder hom is daar geen brug oor die afgrond tussen sonde en God nie. Ek is die waarheid, in 'n wêreld vol leuns, fopnuus, propaganda, halwe waarhede, is Jesus die waarheid, met 'n hoofletter W, die lewe, die enigste ewige onvernietigbare lewe. En daarna kom Filippus en hy sê, wys aan ons die Vader. Filippus soek iets soos Moses op die berg, met die donderslae en die dreunings en die wolk en dan kom Jesus en hy sê, ek is lankal by julle. Het jy my nie geken nie? As ons wil weet hoe God lyk, ja, ons kan God se wese, ons kan sy majesteit, alles in die natuur sien, die hemelruim, die natuur, oral rondom ons, maar as ons wil weet hoe God se hart lyk, kyk na Jesus. Wil jy weet of God vir u omgee? Kyk hoe Jesus 'n melaatse aanraak. Wil jy weet of God sonde haat, maar 'n sondaar liefhet? Kyk na Jesus se gesprek met die vrou by die put. As jy wil weet of God u sal vergewe, kyk na Jesus aan die kruis. Hy's nie maar net 'n boodskapper nie. Hy's die een. Die vierde anker, 'n kragtige doel op aarde. Jesus sluit af deur sy disippels se oë terug van die hemel af hier na die aarde toe te bring. En hy sê vir hulle, julle dink wanneer ek weg is, sal julle kragteloos wees. Maar dit is net die teenoorgestelde. Wie in my glo,
sal ook die werke doen wat ek doen en hy sal groter doen as dit. Wat beteken groter werke? Dit beteken nie, want wat kan groter wees as om Lazarus uit die doodheid op te wek? Wat kan groter wees as Jesus wat uit die doodheid opstaan? Hy bedoel nie groter in die sin van 'n groter wonderwerk nie, maar in omvang groter. Toe Jesus as mens hier op aarde was hy was beperk tot 'n liggaam in 'n klein landjie, min of meer 500 volgelinge. Toe hy na die Vader gegaan het en die Heilige Gees uitgestort is, daar op Pinksterdag met Petrus se preek 3000 mense na die Here toe gekom. Vandag miljoene mense hoor die evangelie gelyktydig. Dit is die groter werke, groter in omvang. Hoe kry ons as gewone gelowiges toegang tot daardie omgang? Daardie omvang deur gebed. Jesus sê, wat julle in my naam vra, dit sal ek doen. Wanneer iemand iets in iemand anders se naam doen, dan doen jy dit in die gesag en die karakter van daardie persoon. As jy 'n cheque teken in jou werkgewer se naam, dan is dit ten opsigte van die werkgewer en die besigheid se behoeftes, se doelwitte. Om in Jesus se naam te bid, beteken dat ek, soos hy sal bid, nie my wil nie, maar die Vader se wil. Met ander woorde, wanneer ek iets in sy naam vra, moet ek vra, Here, help my om in u wil te bid. Laat u wil geskied. Wanneer ons wil in lyn kom met sy wil. Daardie aand was die nag donker buite Jerusalem. Maar binne in daardie vertrek het hierdie woorde van Jesus in die disippels 'n lig aangesteek wat vandag nog brand. Hy sê vandag vir u, kyk na my. Kyk na die toekoms, sien my raak. Kyk na die kruis. Kyk na jou hande en jou voete, jou mond, jou ore, jou oë. Gaan doen my werk. Kom ons neem hom op sy woord en kom ons eer hom, ons verheerlik hom in dit wat ons doen. Amen. Paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, dankie dat ons nie alles hoef te verstaan nie, maar dat al wat u van ons verwag is om op u te vertrou. En terwyl ons op u vertrou, sal ons harte kalmeer. Here, u ken die aaklige laste, die duisternis wat ons soms ervaar. Ons bid dat ons harte nie ontsteld sal wees nie, maar dat u deur die genade vir ons die geloof sal gee om nou te glo, selfs al sien ons nie die uitkoms nie. Here, ons bid vir geloof in die donker. Dankie vir die belofte dat u vir ons 'n plek gaan voorberei en dat u ons sal kom haal. Dankie, Here, dat daar 'n woonplek is waarin daar plek is vir elkeen van ons. Genoeg plek. Voorberei, persoonlik voorberei deur die koning van die heelal.
Here, ons erken vanmôre, U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe. Sonder U is ons niks. Ons wil bid dat U in en deur ons groter werke sal doen, 'n geestelike impak sal hê op ander. Ons bid dat U ons sal bemagtig, Here. Dankie dat U na die Vader gegaan het, sodat die krag van die Heilige Gees in ons kan werk. Ons maak staat op daardie krag, nie op ons eie nie. Help ons om te bid in belyning van U wil. Here, lei ons, maak ons sterk, maak ons rustig in U, tot die eer van U naam. Amen.